Jy kyk, goeiemôre, good morning. Hoe word 'n seun 'n man? Dit is een van die groot vrae wat sentraal staan in die bekroonde produksie Seun, wat tans by die Atterbury Theater te sien is, gebaseer op Dana Snyman se memoirs, met verskeie pryse onder sy beld en sterk reaksie van gehore, gesels ons nou met die akteur wat die storie op die verhoog lewendig maak, Willem van der Walt. Baie welkom by Goeiemôre, good morning, Willem. Dankie Roos, lekker om hier te wees. Die storie is natuurlik gebaseer op Dana Snyman se memoir. Hoe moeilik was dit vir jou om daai te kan, ek weet nie, verwerklik op die verhoog? Ja, so dit was 'n proses, jy weet. Ek is die rol aangebied en dit was verskriklik vrees aan Jan, want ek was nog nooit in 'n one-man show nie, jy weet, en ek het net besef ek moet die regte span bymekaar kry en die persoon wat die boek te verwerk het, Johan Smit, is ook baie begaafd, jy weet, en hy het dit verwerk na die verhoog toe van die boek af en die regisseur was Nico Skeepers, wat ook 'n genie is, jy weet, en so ek het die regte span gehad en deur almal saam te laat, jy weet, ons het almal so saamgewerk net om hierdie ding lewe te gee en dit het definitief makliker gemaak om toe nou Dana se storie te kon vertel en lewe te kon gee voor, ja. Soos jy nou gesê het, dit is 'n een-persoon vertoning. Wat is van die grootste uitdagings om 'n one-man show uit te voer op die verhoog? Ja, nee, dit is definitief 'n uitdaging, want jy weet, ek doen hier ook al 'n rukkie en ek is so gewoond aan mede-akteurs saam met my op die verhoog, jy weet, en daar was oomblikke wat ek gegaan het, jy weet, gaan iemand my nou join hier op die verhoog, maar dat niemand kom op nie. Waar is almal? Iemand arriveer saam met my nie. Maar ja, so die uitdaging is maar dit is 'n alleen proses, jy weet, dis maar jy en jou regisseur in 'n vertrek wat dit moet uitfigure hoe ons die storie gaan vertel, maar op die einde dan moet ek nou op die verhoog stap, jy weet, en dit doen, maar ek moet sê, met tyd, jy weet, word dit makliker en ek het net besef, ek speel 'n paar karakters en ek het besef, jy weet, daai karakters saam op die verhoog eintlik, ek's nie alleen nie, jy weet, so ja. Sjoe, dit is so 'n mooi perspektief, en die woorde natuurlik, baie woorde. Dit is nogal, ja, dit is omtrent op so 'n goeie maand gevat om te leer en toe dit onder die knie is, toe kon ek en Nico nou begin werskaf aan hoe ons die storie gaan vertel. Maar ja, dit het maar ook 'n tydjie gevat. Maar as hy in is hy in. Ja, so ja. Die stuk speel af in die 1980s, wat 'n baie spesifieke tyd in Suid-Afrika se geskiedenis is. Hoe moeilik was dit vir jou om daardeur te werk? Ja, dit is 'n interessante tyd, want ek is in die 80s gebore, in die 80s en Dana se boek is so jy weet, vol, daar's soveel vleis in die boek in terme van daai tyd, jy weet, ek kon so baie put uit dit en om inligting te kry en ek is ook altyd fascineer oor die 80s en daai tyd in Suid-Afrika natuurlik, want ek was baie klein en ek kan min of meer alles onthou, maar nie alles verstaan noodwendig altyd nie, maar deur hierdie boek en die doen van hierdie stuk, het ek so baie geleer en net weer is ek teruggevat om te verstaan waardeur almal is, jy weet, en waardeur Dana natuurlik is, maar dit is definitief 'n baie onstuimige en interessante tyd in ons land gewees, ja. Het jy baie ekstra navorsing gedoen oor wat in hierdie tydperk gebeur het, of het jy maar net staat gemaak op die teks self en liewer die karakters uitgeflesh amper, as om nou al die geskiedkundige navorsing te gaan doen? Ja, soos ek sê, die boek was so dens met inligting, jy weet, en ek het die boek 'n paar keer gelees en daarna het soveel goed daarin gesit en dan is daar iets wat ek gewonder het oor, dan kon ek naslaan oor dit, oor verskillende, jy weet, terrorisme aanvalle en jy weet, hy was by 'n AWB saamtrek gewees en so daar was klomp goed wat in die boek gebeur het wat ek geweet het van, maar net nog meer leer van en toe ek kon dit definitief naslaan, ja. Sonder om te veel weg te gee oor die produksie, wat is vir jou 'n hoogtepunt wat uitstaan in die vertoning? Ja, dit is 'n ongelooflike storie. Dit is ek is net so, weet, natuurlik dankbaar dat ek dit kan doen, jy weet, maar Dana het vir jare met hierdie notas gesit, jy weet, en het nooit, jy weet, ek dink sy uitgewer het hom oortuig om dit uiteindelik te publiseer, jy weet, so dis baie, hy was baie vulnerable om hierdie te kon skryf, jy weet, en so dat ek dit kan doen en lewe kan gee voor, is regtig ongelooflik, en ek het so baie geleer, jy weet, daar was die oorlog en daar was die army en daar was natuurlik die grens, maar hierdie is bietjie die ander kant van dit, jy weet, dis maar 'n underdog storie, jy weet, en weet 'n seun wat moet uitvind wat is 'n man en hoe om 'n man te word, en daar's soveel mense wat vir hom sê hoe om dit te doen, maar by einde van die dag is dit maar net selfaanvaarding wat hom 'n man maak, jy weet, maar hy moes deur soveel goed gaan om uit te vind wie is hy, jy weet, en wat maak van hom 'n man, jy weet, en ja.
Die produksie het al by verskeie feeste gewys en soveel erkenning gekry in terme van toekennings en so voort. Ja. Is dit vir jou 'n verrassing dat mense en kritici dit so geniet om hierdie produksie te kyk? Ja, ek is baie bly natuurlik. Ek het ook geweet met iemand soos Nico Skewers is ek in veilige hande. Jy weet, hy is reg slim met so iets, jy weet, met veral met een persoon stukke om dit reg op 'n kreatiewe manier oor te vertel. Maar ek dink baie mense vind aanklank met daai tyd in Suid-Afrika en natuurlik, jy weet, daar's ook jong gehore wat kom kyk en wat dit reg interessant vind om die reis van hierdie persoon te verken en te sien, jy weet, want hulle het nie geweet noodwendig daar was. Jy weet, daar's die army natuurlik, maar daar's nie geweet daar's 'n psigiatriese eenheid waar daarna tyd moes spandeer nie, jy weet, en dan is dit 'n hele ander kant van die weermag, jy weet, wat niemand van weet nie. En natuurlik mense wat op die grens was wat kom kyk, wat na die tyd vir my sê, hulle onthou ook nog die stories en hulle magsnommer en ou memories wat opkom en ek dink mense gaan partykeer, jy weet, dan sê die mense nee, maar dit raak net 'n bietjie uitputtend om al die stories te hoor in toneelstukke of films, maar ek dink nie dit kan ooit genoeg wees nie, want daar's soveel mense nog wat nog nie daaroor praat nie, wat in die oorlog was nie, jy weet. En so ek dink hier is 'n goeie manier om die ander kant van die weermag te sien wat daarna deur is, Ja, dit is amper daai persoonlike aanslag wat mense dan hulle self kan sien en hoe hulle daardie ervaring ook gehad het. Ja, presies. So jou vertolking is natuurlik iets wat ook vir jou baie toekennings ingepalm het en so voort. Hoe hou jy die stuk vars? Want jy het dit nou al gedoen vir 'n rukkie, dit was by verskeie feeste, dit is al nou 'n paar jaar wat jy aan die gang is hiermee. So hoe is dit vir jou as akteur om dit vars te hou? Ja, ek dink jy weet, geen vertoning is dieselfde nie en ek doen dit nou al, ek dink ek's nou al jy weet, vanaand sal vertoning 29 wees op die 29ste April, jy weet, so is nogal spesiaal ook. So ek dink hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan sit die stuk in jou, maar ek moet sê ek vind dit nog elke keer uitdagend en ek op my tone, jy weet, ek dink as jy by vertoning 100 kom, dan kan mens dalk jy weet verveeld raak, maar ook nie, want jy moet dit regtig elke aand se ander gehoor en dit regtig lewendig hou en ek vind nog op hierdie stadium is dit vir my asof ek dit die eerste keer weer doen, jy weet, so Vir ons kykers wat die stuk wil kyk, dit is vanaand by die Fairtree Atterbury Theater. Waar kan hulle kaartjies kry, Willem? Ja, dis op die Fairtree Atterbury Theater se website en dis ook op 'n website met die naam Seat Me. En dit speel vanaand 7:00 daarso en daar's nog kaartjies oor en kom kyk na Dana se storie, Willem, jy is ook natuurlik beskikbaar op sosiale media as mense jou wil volg en mense jou wil sien waarmee jy besig is. Waar kan hulle dit doen? Ek is op Facebook, Willem van der Walt en op Instagram op Willem 888, Willem, dit was so lekker om jou te kon sien vanoggend. Baie dankie dat jy vroeg by ons aangesluit het en sterkte met die produksie. Dankie Roos, baie dankie. Ja, dit is dan dit van Goeiemôre Good Morning se kant af. Ons gaan julle môre weer sien om 6:00 op Via. As jy enige iets gemis het, kan jy dit alles gaan kry op ons YouTube kanaal. Ons is ook op sosiale media beskikbaar by Goeiemôre Good Morning op Instagram en Facebook. As jy enigiets gemis het, kan jy dit daar opvang en al die inligting om hierdie onderhoud en ons in diepte gesprekke te sien is ook op ons Facebook en YouTube kanaal. Sien julle môre.